Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om hier saam te wees, as broers en susters, as familie van U. Help ons om in hierdie tydjie ook die tydjie saam te koester met U. Help ons om ook mekaar te ondersteun, en ek bid vir U vir ons help om ook dit wat U vir ons wil leer, dat dit in ons harte sal inneem, dat ons sal waarlik hoor wat U vir ons wil leer. Ons vra dit in Jesus se naam. Ons skriflesing kom uit Psalm 100, baie bekende Psalm. Ons gaan die hele Psalm lees, Psalm 100. Is op die bord ook. 'n Psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken die Here dat die Here God is. Hy het ons gemaak, ons is syne. Sy volk, die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lofsang in sy voorhowe. Loof hom, prys sy naam. Want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy is getrou van geslag tot geslag. Is dit nie goeie nuus nie? Ons tema is God is goed, altyd. Ek weet nie of julle al ooit daaraan gedink het, wat sou die implikasie gewees het as God nie goed was nie? Wat sou dit vir ons beteken het as God nie goed was nie? Wat se hoop sou daar wees vir ons? Wonder, wie van julle stem saam met hierdie stelling dat God goed is? Wie kan sê, hulle voel God se goedheid in hulle lewe? Hulle ervaar God se goedheid en sy guns in jou lewe. Ek het baie ander gesien. Ek dink ons almal ervaar God se goedheid en ons het soveel om voor dankbaar te wees. Ek het so kort getuienisie wat ek wil lewer. Ek het Syria het besef ons is nie by die regte kerk nie. Ons het besef dat wat gepreek word is nie die waarheid nie. En ons het gebid dat die Here ons moet lei na die regte kerk toe, waar die waarheid gepreek word, dat ons kan hoor wat hy wil hê ons moet hoor. En daai oggend, wat ek kinders daai middag, wat ek die kinders by die kleuterskool gaan kry het, is daar 'n uitstellingkie gewees, en oulike boeke, en ek het daar so boeke gekoop, en Tannie Kotie het vir my die Bybel wat ek ook gekoop het sy nie gehad nie, en sy het dit vir ons kom aflewer 'n bietjie later, en saam met dit so 'n stel DVD's van Dominee Annie Rex. En ek het so dit begin kyk, want ons het op daai stadium nie meer geweet waarheen nie, en ons het die DVD's gekyk, en ons het besef dat dit die waarheid is. En die Here het ons gelei. Ons het in hierdie kerk ingestap en ons het niemand geken nie. Nie enkele persoon nie. En maar ons het geweet die Here het ons hierheen gelei. Agter op baie DVD's was Philadelphia se adres. Die Here is vir ons goed. Die Here verantwoord ons gebede. Die Bybel is vol van God se goedheid. Kan vir julle net so 'n paar verse lees in die Bybel. Psalm 34 vers 9. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Naam 1 vers 7. Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid. Hy ken die wat by hom skuil.
Jakobus 1 vers 17, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af neer. Die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skadu van ommekeer is nie. 1 Kronieke 16 vers 34, loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die Here is ook almagtig. Ek wil nou vir julle nog 'n vraag vra. Wie het al God se almag in hulle lewe ervaar? Wie het al wonderwerke ervaar in hulle lewe? Wie het al wonderwerke gedoen? Die Here is goed vir ons, hy doen vir ons wonderwerke. Die Bybel is ook vol van God se almag. Openbaring 1 vers 8 sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Psalm 135 vers 6, alles wat die Here behaag, doen hy, in die hemel en op die aarde, in die see en al die dieptes. Matteus 28 vers 18, en Jesus het nader gekom en aan hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag, in die hemel en op die aarde. Lukas 1 vers 37, want geen ding is by God onmoontlik nie. God is almagtig, daar is niks by hom onmoontlik nie. Nou wil ek vir julle nog 'n vraag vra. Wie kan sê dat hulle nog nooit gevoel het dat God nie goed is nie? Wie kan sê dat hulle nog nooit in God se goedheid getwyfel het nie? Ek kan dit nie sê nie. Ek kan dit ook nie sê nie. Soms twyfel ons in God se goedheid. Soms gebeur daar dinge in ons lewe en ons vra vir God, maar hoekom het hy hierdie toegelaat? Hoekom laat hy hierdie siekte in my lewe toe? Hoekom het hy hierdie slegte ding wat met my gebeur het, toegelaat? Ja, hulle praat van, as iets slegs gebeur, dit is 'n act of God. Maar is dit God wat die slegte doen? Bekende Griekse filosoof Epicurus het 'n stelling gemaak wat bekend staan as die Epicurus dilemma. Ek gaan vir julle net so vry vertaal. Hy sê, is God gewillig om kwaad te voorkom, maar nie in staat nie, dan is hy nie almagtig nie. Is hy in staat, maar nie gewillig nie, dan is hy kwaadwillig. Is hy beide in staat en gewillig, waar kom die kwaad dan vandaan? Julle al so gevoel? Hierdie is al meer as 300 jaar voor Christus, wat Epicurus hierdie geskryf het. So, as jy so gevoel het, jy is nie die eerste nie. Ons weet dat die oorsaak van alle kwaad is die sonde. Julle is immers almal Adventiste en julle weet dat sonde, alles wat God se plan is, kom verongeluk het. Alle siekte, alle rampe, alle pyn en lyding, alles wat verkeerd is in hierdie wêreld, is of 'n direkte of 'n indirekte gevolg van sonde. Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Ons het almal gesondig en ons verdien die dood. Ellen White skryf in die groot stryd, sonde is die oorsaak van alle smarte, alle geweld, alle verval op aarde. Dit het die perfekte harmonie van God se skepping verbreek. Hoofstuk 33. Maar waarom laat God sonde toe in die wêreld? Hoekom is daar sonde in die wêreld? Weerens, ek glo julle ken die antwoord. Dis vrye keuse. Genesis 2 vers 16 en 17 sê,
En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome in die tuin mag jy eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Deuteronomium 30 vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Ons het 'n keuse om te maak. Ons het aan die een hand die lewe, aan die ander hand die dood. Kies jy die lewe of kies jy die dood? Josua 24 vers 15. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag vir wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders oor kan die Efrat gedien het, of die gode van die Ammoniete, in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en ek sal saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ons het daai keuse om te maak. God staan by die deur en klop. Ons kies of ons die deur gaan oopmaak of nie. Ellen White het baie geskryf oor vrye keuse. Sy skryf in die groot stryd, God vra vir geen gedwonge diens nie. Hy aanvaar slegs die diens van die hart. Testimonies of the Church. Die Heilige Gees oorreed die sondaar, maar dwing hom nie. Want God se beginsel is om die mens se vrye wil te respekteer. God sal ons nie dwing nie. God dwing ook nie die persoon wat kies om 'n moord te gaan pleeg, om te gaan inbreek, of ander verkeerde dinge te doen nie. God keer nie dat sonde in die wêreld gebeur nie, omdat ons 'n keuse het om te maak. Ons moet kies. Ons het 'n groot keuse wat ons moet maak in die eindstryd. In die finale krisis sal elke mens moet kies tussen God se wet en menslike wette. Dit is die wesenlike stryd oor vrye aanbidding. Die merkteken van die dier word opgedring. Die seël van God word slegs aanvaar deur hulle wat dit vrywillig kies. Laaste wens. God respekteer ons besluite. Die Heilige Gees praat met ons, maar ons het die keuse om te maak of ons wil luister of nie. Selfs as 'n mens verkeerd kies, tree God nie in om sy wil af te dwing nie. Hy laat die oes van die selfgesaaide keuse toe. Ons keuses het gevolge. Maar nou sal party mense sê, maar bestaan daar so iets soos keuse? Daar is mense wat glo, daar bestaan nie so iets soos vrye keuse nie. Alles is van vooraf bepaal. Daar is selfs kerke wat glo, dat ons nie werklik kies nie, dat dit net God is wat kies, en dat alles voor die tyd bepaal is, 'n sogenaamde predestination. As voor die tyd is bepaal oor wat jy sal kies. Daar is mense wat dit glo. Bekende wiskundige en fisikus Pierre Simon Laplace het die volgende geskryf, ek lees dit vir julle in Engels. We may regard the present state of the universe as the effect of its past and the cause of its future. An intellect which at a certain moment would know all forces that set nature in motion and all positions of all items in which nature is composed. If this intellect were also vast enough to submit these data to analysts, it would embrace in a single formula the movement of the greatest bodies of the universe and those of the tiniest atom.
For such an intellect, nothing would be uncertain. The future, just as the past, would be present before its eyes. Die stelling staan bekend as Laplace demon. En wat sê Laplace eintlik hiermee? Hy sê, daar is nie so iets soos vrye keuse nie. Daar is so 'n prentjie wat so 'n voorstelling van Laplace's demon. So wat hy sê is, as ons kyk na die natuur, na die heelal, na elke deeltjie waar dit bestaan en al die natuurwette wat daarop inwerk, kan ons presies sê, as dit sou moontlik wees om dit te bereken, wat in die toekoms kan gebeur of wat in die verlede gebeur het. Met ander woorde, daar is nie 'n keuse nie, alles is vooraf bepaal of alles gebeur so deur kans dat daar werklik geen keuse is nie. En ons mense dink ons is so slim. Ons kom met allerlei slim redenasies en ons dink ons kan vir God in 'n boksie sit. Ons dink ons kan vir God verduidelik. Asof ons enigsins kan verstaan, asof ons enigiets regtig weet. Ons mensdom is eintlik maar baie dom. Dis seker ook ons die mensdom genoem word. Vir 2000 jaar het ons geglo, alles bestaan uit 4 elemente. Ek dink al so skyfie. Die 4 elemente, het hulle gesê, is lig, of wat is dit, aarde, lig, water en vuur. En hoekom het mense dit geglo? Want die slim mense het dit gesê. En die slim mense kan ons nie verkeerd wees nie. So die slim mense het gesê, alles bestaan uit 4 elemente, en vir 2000 jaar is dit geglo. Nou is 2000 jaar, mense het geglo, dat die toets van tyd weerstaan nie waar nie. So, dit moet dus waar wees. Maar is dit waar? Ek gaan vir julle so kort geskiedenis gee van die ontwikkeling van fisika. Robert Boyle het in 1661 gesê die volgende. En sy skeptiese chemist het hy hierdie klassieke elemente het hy verwerp en hy het aangevoer, 'n element moet 'n stof wees wat nie deur chemiese middele in 'n eenvoudiger komponente afgebreek kan word nie. Deur die jare het wetenskaplikes deur verskeie eksperimente sulke elemente ontdek en vandag ken ons dit as die periodieke tabel met sy 118 elemente. En ons weet dat water is eintlik glad nie 'n element nie, dit is 'n samestelling, dit is 'n molekule van waterstof en suurstof. En dit wat mense vir meer as 2000 jaar geglo het, was heeltemal verkeerd. Daar is geen waarheid in nie. Maar waarheid bestaan elemente. Ons het oorspronklik geglo dat so 'n klein gedeeltetjie van 'n element noem ons 'n atoom. En Dalton het sy soliede sferiese model voorgestel. Gesê atoom is so 'n klein soliede deeltjie wat nie opgebreek kan word nie. Die woordjie atoom beteken onsnybaar. Kom van die woord atomos af. Wat onsnybaar beteken. So dit is geglo dat so 'n atoom is 'n soliede, onverdeelbare, onvernietigbare deeltjie. Maar is dit so? Dis wat die slim mense gesê het. Dit is eers in 1913 wat Bohr sy planetêre model voorgestel het. En ons agtergekom dat daar nog deeltjies wees. Hy het elektrisiteit ontdek en het gesê, goed, daar moet elektrone wees, daar moet protone wees, daar moet neutrone wees. En hy het so 'n model voorgestel en gesê, die atoom bestaan uit 'n kern van protone en neutrone, en elektrone beweeg om hierdie kern in sulke wentelbane. Nou, dit klink nogal goed, en dit het baie goed verduidelik. En hierdie model word vandag nog in skole geleer, hoewel ons weet dat selfs dit ook nie waar is nie, en dit nie eintlik is hoe dit is nie, dit is maar 'n baie vereenvoudiging van die werklikheid.
Vandag se model is 'n bietjie meer kompleks en in die kwantummeganiese model stel hulle elektrone voor as nie eintlik in so 'n vaste baan nie, maar so 'n waarskynlikheidswolk. Dat elektrone bestaan in 'n waarskynlikheidswolk en word gedryf deur golffunksies. Nou ek weet dit klink nou baie tegnies en wetenskaplik, maar ek wil by 'n belangrike punt uitkom. Volgens Heisenberg, so onsekerheidsbeginsel, kan so 'n posisie van klein deeltjies nie presies bepaal word nie. Die posisie en die momentum kan nie gelyktydig bekend wees nie. En dit het absoluut niks te doen met ons tegniese vermoë om dit te meet nie. Maar dit is eintlik 'n eienskap van die heelal, van die natuur. So hierdie Duitse fisikus Werner Heisenberg het hierdie stelling uitgedruk in 'n wiskundige stelling. Ons kan dit dalk so op die bord kry, is die volgende slide. Die onsekerheid van die posisie van 'n deeltjie maal met die onsekerheid van sy momentum moet altyd groter wees as die gereduseerde Planck'se konstante gedeel deur 2. Nou daai gereduseerde Planck'se konstante is 'n baie klein getalletjie. Dit is so ongeveer 1.05 maal 10 tot die mag minus 34 joule sekondes. So dit is 'n regtig 'n klein getalletjie. Ons praat nou van dit is soos 0.33 nulle met 'n enetjie. So dit is klein getalletjie. Maar tog maak 'n saak. Hoekom het ek al hierdie goed vir julle gesê? Wêreld onderste bo. Ons dink ons weet so baie. God het hierdie natuur gemaak, hierdie wêreld, hierdie heelal en sy wette wat daarmee saamgaan om ons 'n vrye keuse te gee. Hierdie beginsel is seker een van die beginsels wat die meeste getoets is in die wetenskap. Daar's geweldig baie eksperimente al daarop gedoen en telkens is dit reg bewys. So dit word baie algemeen aanvaar. Die werklikheid is waarskynlik baie meer kompleks as wat ons eers kan dink. Ek meen ons het nie regtig 'n benul van hoe hierdie goed werk nie. Ek meen wat weet ons. Maar wat ons kan sê is dat alles is nie vooraf bepaal nie. Alles is nie in 'n vasgestelde patroon nie. Ons het 'n keuse. God het die wêreld so gemaak dat ons 'n keuse kan hê. Dat ons keuse 'n invloed kan hê op die toekoms. Die toekoms is nie reeds vooraf bepaal nie. C.S. Lewis het gesê, hoewel dit boosheid moontlik maak, is vrye wil ook die enigste ding wat liefde en goedheid en vreugde, alles dinge wat die moeite werd is, enigstens moontlik maak. God wil nie ons sê ons moet hom uit dwang dien en uit dwang lief hê nie. Hy wil soek ware liefde. En daarom het hy ons vrye keuse gegee om vir hom te kan kies. Nie alles wat gebeur hier op aarde is God se wil nie. God wil nie hê dat ons moet sonde doen nie. God wil nie hê dat ons moet siek word nie. God wil nie hê dat mense slegte dinge teenoor ander mense doen nie. Maar God laat dit toe, want hy het gekies om ons 'n vrye keuse te gee. Psalm 81 vers 11 tot 14. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Wat julle nodig het, sal ek in oorvloed gee. Maar my volk het nie na my geluister nie. Israel wou niks met my te doen hê nie. Daarom het ek hulle laat begaan in hulle koppigheid en hulle eie sin laat volg. Ag, as my volk maar na my wou luister, as Israel maar my wil wou doen. God wou vir ons die goeie in oorvloed gee. Maar ons het 'n keuse om te maak.
Selfs al gebeur daar slegte dinge in ons lewe, kan God dit ook tot goeie laat meewerk. Ons lees in Romeine 28, en ons weet dat vir julle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. God gebruik baie keer die verkeerde dinge wat gebeur, al was dit nie sy wil dat die verkeerde ding moes gebeur nie. Kan hy dit gebruik om iets goeds uit te laat kom. Ons kan dit nie verstaan nie. Ons verstaan nie oor hoekom God sekere goeders toelaat nie. Ons kyk in die spieël en sien 'n dowwe beeld. Ons verstaan nie, ons kan nie die toekoms sien nie. Ons sien nie die invloed of die uitwerking wat sekere dinge wat in die lewe gebeur kan hê nie. As dit nodig is vir ons om dan vir 'n rukkie te lei, om daardeur iemand na die Here te lei, sodat hulle ewige lewe kan kry. Is dit nie dan die moeite werd nie? Is hierdie kort tydjie op aarde, wat ons vir hierdie tydjie moet verduur, nie tog maar baie gering in vergelyking met die ewigheid nie? Is dit nie dat ons dikwels wanneer ons hierdie vrae vra om te sê, maar hoekom laat God hierdie goed toe? Omdat ons nie die groter prentjies sien nie, omdat ons dit nie kan verstaan nie. Dalk is ons fokus verkeerd. Ons fokus is hier en nou, dit wat ons nou sien. Terwyl ons fokus moet eintlik wees op die ewigheid. Dit wat werklik waarde het. Wil julle nie ook vandag daai keuse maak nie? Kies vandag wie jy wil dien. Amen.